Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Dis 'n nuwe jaar. Maar wat maak regtig saak? Ons kernvers vandag is Prediker 3 vers 1. Alles het sy vaste tyd. Elke ding onder die hemel het sy uur. Maats, voorspoedige nuwe jaar. Dis 2026 en ons begin ook met 'n nuwe Bybelboek, Prediker. Die boek Prediker is geskryf deur 'n baie wyse koning. Baie mense glo dat dit koning Salomo was, een van die wysste mense wat ooit geleef het. Hy het alles gehad: geld, paleise, partytjies, slim idees. Maar toe vra hy 'n groot vraag. Wat maak regtig saak in die lewe? Prediker help ons om te leer wat regtig belangrik is, nie net wat blink nie. Kom ons maak ons oë toe en verbeel ons iets. Verbeel jy hou 'n groot oorlosie vas. Nie een wat tik tik maak nie, maar een wat God self gemaak het. Prediker sê vir ons, alles het sy tyd. Daar is 'n tyd om wakker te word en 'n tyd om te slaap. 'n Tyd om te lag so hard dat jou maag seer is en 'n tyd wanneer jy stil is omdat jy hartseer voel. Soms dink ons iets is verkeerd wanneer dinge nie vinnig gebeur nie. Maar Prediker sê, God is nooit laat nie. Wanneer jy hierdie jaar iets probeer en dit werk nie dadelik nie, is dit nie 'n mislukking nie. Dit is dalk net nog nie die tyd nie. God ken jou storie. Hy ken elke hoofstuk, selfs die wat nog nie geskryf is nie. Wanneer 'n nuwe jaar begin, hoor mens baie dinge soos, hierdie jaar gaan ek beter doen, of hierdie jaar gaan alles anders wees. Maats, Prediker is nie 'n boek vol reëls nie. Dit is 'n boek vol wysheid. Dit vra groot vrae soos, hoekom leef ons? Wat is belangrik? Hoekom gebeur dinge soms wat ons nie verstaan nie? Die skrywer het alles gehad wat mense dink hulle nodig het om gelukkig te wees. Maar hy het ontdek dat God alleen betekenis aan die lewe gee. Daar was eendag 'n saad wat in die grond geplant is. Elke dag het dit gevra, hoekom groei ek nie nou nie? Maar onder die grond was iets besig om te gebeur. Wortels het sterker geword, lewe het begin vorm kry. Toe, op die regte tyd, het die plant bo die grond uitgekom. Net so werk God in ons lewens. Soms sien ons niks nie, maar God doen steeds iets. Hierdie jaar hoef jy nie alles te weet nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie te weet wat aan die einde van die jaar gaan gebeur nie. Al wat jy moet weet, is dit. God is reeds daar. God hou jou tyd vas. God maak alles mooi op sy tyd. Wanneer hierdie jaar jou opgewonde maak, is God daar. Wanneer hierdie jaar jou bang maak, is God daar. En wanneer jy nie verstaan nie, verstaan God. God beheer tyd, nie ons nie. Wag is nie 'n mors van tyd nie. God werk selfs wanneer ons voel niks is besig om te gebeur nie. Maats, kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir 'n nuwe jaar. Dankie dat alles sy tyd het en dat U oor ons lewe sorg. Dankie dat U elke oomblik van ons lewe ken. Here, help ons om nie haastig te wees nie. Help ons om U te vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan wat gebeur nie. Dankie dat ons tyd veilig is in U hande. Wees asseblief elke dag van hierdie jaar saam met ons. Help ons om na U te luister en om te onthou, U is altyd by ons.
Ons gee hierdie jaar vir U. Amen. Daar sy maats, hierdie jaar is soos 'n pad. Jy sien dalk nie elke draai nie, maar God stap elke tree saam met jou. Onthou Prediker se woorde, alles het sy tyd, en jou tyd is veilig in God se hande. Tot volgende keer. Totsiens!